Die pragtige Kate Roodman is hier op die geelbank vandag. Jy is tog sekerlik nie senuweeagtig nie. Nee, glad nie. Dis anders om hier te wees as om voor die kameras te wees. Ja. Daar het ons 'n skrip, hier moet jy maar uit die kop uitskiet, so dis iets anders. Hier wil ons baie graag vir jou leer ken. En ek wil begin by Sannieshof, waar jy groot geword het. Was daar enigiets in jou grootwordjare, jou omstandighede wat verklap het, dat jy op die TV-skerm sou beland en so gewild en geliefd sou word? Ek dink enigiemand wat my ken al van kleintyd af sal weet dit is wat ek nog altyd wou gedoen het. Ek dink nog voordat ek geweet het ek wil dit doen, het die mense dit in my gesien. Ek was maar nog altyd die een wat entertained is en almal in love is en te kere gaan so. Daar's nie 'n spesifieke oomblik nie, maar ja, dit is iets wat ek nog altyd wou gedoen het en my familie het my nog altyd ondersteun daardeur. Ek hoor wel daar is 'n storie dat jy so vir die TV-skerm gewys het en vir jou ouma gesê het, ek wil dit doen, is dit waar? Ja, my ouma het my actually dit vertel. Sy het vir my gesê ek het voor die TV gesit en ek het na 'n sirkus, dit was 'n sirkus program gewees op die TV en toe het ek my vinger gepoint na dit toe. En ek dis eintlik snaaks want ek het gimnastiek ook gedoen, so ek weet nie of was dit vir ek gimnastiek doen nie, maar ja, hier is ek nou. Ek wil jou juist vra oor jou sport, want jy het alles gedoen wat 'n sport is op skool. Cricket en hockey, ek weet nie wat nog alles nie. Ek het karate gedoen, ek het gimnastiek gedoen. Maar nie 'n halwe dramaklas nie. Niks whatsoever nie. In die laerskool het ons nou en dan revue gedoen, maar daar het ek maar net dansies gedoen. Ek het nooit regtig enigiets gesê of gedoen op die verhoog self nie. En in hoërskool het ons glad nie drama gehad nie. Ek meen dis maar 'n boeredorpie so. So vertel vir my van daai eerste dag toe jy op universiteit by die dramaklas instap. Wat was jou verwagting? Het jy hart in jou keel gesit? Wat het jy gedink gaan gebeur? Het jy gedink hierdie is 'n verkeerde plek en ek wil eintlik omdraai en huis toe hardloop? Nee, ek dink jy weet jy's op die regte plek wanneer iets vir jou soos huis voel. Jy wil nie weghardloop nie, jy wil na iets toe hardloop nie, weg van dit af nie. En ek kan onthou ek het 'n onderhoud gaan doen met die vrou by wie ek geswat het en ek het daar uitgestap en dit was net 'n geruststellende gevoel gewees. Ek het geweet dit is waar ek moet wees. En ons was 'n baie klein groepie gewees en almal daar het soos familie gevoel onmiddellik. So ek het geweet ek is op die regte plek. Jy het vlugtig nou na jou familie verwys nie en hoe hulle jou ondersteun het. Daai geankerde gevoel wat 'n mens het uit so 'n gesin uit. Is dit iets wat jou gehelp het? Want kyk, hier is maar 'n bedryf waar jy is vandag goed en môre dalk nie meer nie. Ja, verseker. Ek het maar 'n familie wat my altyd laat voel, hoe kan ek dit stel, soos hulle sal altyd grappies maak. Soos alles is altyd 'n grappie. So partykeer sê soos okay cool. Ja, vir ander mense is ek die aktrise, maar by die huis is ek nog steeds net Kate en ek is dankbaar vir dit want dit het my definitief, dit hou my gegrond en maar ja, hulle was nog altyd net verskriklik ondersteunend geweest. Daar was nooit 'n dag wat ek gevoel het ek moet dalk ietsie anders doen of ek moet 'n ander roete inslaan nie. Hulle het geweet dis wat ek wil doen en hulle was daar elke liewe stap. En jy en jou sussie is nou besigheidsvennote. Hoe werk 'n mens saam met jou suster? Ag, dit is die lekkerste. Mense sou nie dink toe ons jonk was, dit is waar ons sal wees vandag nie, want ons kon lekker beklei. Ons het lekker beklei, maar ook ek was maar 'n rooi enetjie geweest toe ek jonk was, so ek kan dink dit was vir baie erg om saam met my groot te word. Maar ja, vandag besit ons 'n besigheid saam met die naam Veld Collective. En dit is ongelooflik lekker. En wat doen julle? Julle neem foto's, nie? Ja, ons skep inhoud vir besighede, so kreatiewe inhoud vir besighede. Ek gaan nou verder met jou gesels oor die audisieproses, want dit is iets waaroor ek graag wil hoor. Ek gesels verder met ons gas Kate Roodman. Kyk, die audisieproses. Dit voel vir my die verskriklikste ding wat 'n mens jouself kan aandoen om nou daar te gaan staan en dalk te hoor dat iemand vir jou sê nee, jammer, jy is nie goed genoeg nie. Dit is verskriklik. Ek dink dit gaan maar alles oor hoe jy dit benader en hoe jy oor die saak voel, maar vir my in die begin was dit verskriklik erg. My familie kon nie met my huis hou wanneer ek gegaan het vir audisies nie. Ek het so naar geraak en ek was 'n wrak, want ek wou net so graag vir die mense wys wat ek het en wat ek kan doen, maar ek dink wanneer 'n mens verskriklik desperaat is om ietsie te kry, dan is soos wanneer jy regtig styf vashou aan ietsie, dan maak jy dit half dood. So, maar ek het vir 'n audisie gegaan vir my eerste TV-rol vir Erfsondes. En oom Bobby Heaney het my lewe verander daai dag. Hy het net vir my gesê, soos ons is glad nie hier om jou te oordeel nie, ons wil baie graag sien wat jy het om te bring vir die karakter. So dit het my hele mindset oor dit verander en van daai dag af is dit
'n breeze. Hoe het jy gevoel na die audisie? Het jy daar uitgestap en gedink, ek het die rol, of was daar twyfel? Wat was jou gevoel? Ek het daar uitgestap nadat ek die audisie gedoen het en ek het in die kar geklim en ek het vir Willie gesê ek het dit. En toe sê hy vir my, jy moenie so seker wees jy het dit nie. So ek sê ek het net 'n gevoel, ek het nog nooit so gevoel nie en ek weet net ek het hierdie en daar was nog 2 ander uitdinne, ja. En toe ek by die tweede audisie kom, toe sê hulle vir my ek het dit gekry. Nou kyk, jy is absoluut pragtig. Ek meen jy is beeldskoon, nee. En ek dink jy jok vir ons, jy rol so uit die bed uit in die oggend, want ek het jou al gesien sonder grimering en vir my is daar nie veel van 'n verskil nie. Hier agter as jy in die grimeerkamer rondloop. Is daar ooit in jou 'n oomblik waar daar gebrek aan selfvertroue is of waar jy bietjie vervlenterd voel? Ek dink daar sal altyd oomblikke wees waar mens voel hierdie kan bietjie beter lyk of ek voel nie so lekker of so great vandag nie, maar dis baie belangrik om net te besef jy is regtig net 'n mens en niemand lyk soos wat hulle lyk op TV nie, laat ek dit net nou vir julle sê. Behalwe Rolien Strauss, ek het hom nou die dag hier gesien en daai vrou is ongelooflik mooi. Maar ja, ek dink jy moet net spasie vir jouself skep waar jy veilig is en nie jouself oordeel nie, want dit kan baie gevaarlik raak. So ja, jy moet net happy wees. 'n bietjie van die ander werk wat jy al gedoen het, die kinderteater, al die ander TV-reekse wat jy gedoen het, Getroud met Rugby, die Flieks Fladder, Kansel en Middel van Nêrens. So, jy het eintlik 'n hele lang CV al vir so 'n relatief kort loopbaan. Ja, dis crazy om te dink ek het in 2017 eers begin. Maar ja, ek voel regtig geseënd. Dit voel partykeer nog baie onrealisties. Ek kan nie glo hierdie is wat ek doen wat ek nog altyd vir 'n lewe baie graag wou gedoen het nie. So ek voel net baie geseënd om te kan doen waarvoor ek lief is. Uit al die flieks, watter een het vir jou uitgestaan? Want flieks is 'n bietjie anders as dit waarvoor ons jou ken. Elke dag se CP-opnames. Ja, nee, CP is baie vinnig. Maar met TV en met soos 'n dramareeks of wat ook al, mense het daarom baie meer tyd om asem te haal tussen tonele en bietjie meer te speel. Maar ja, daar's 'n film wat uitstaan vir my tussen al daai en dit was saam met Francie Swanepoel, wat ongelukkig nie meer saam met ons is nie, maar dit was een van die lekkerste stelle vir my gewees. Ek het saam met Andrei Velds en Sunay Komring gewerk en ons het so baie van gehad. Ons het so gelag op daai stel. Andrei Stols was ook daar gewees. Dat ons hysteries was. Daar was oomblikke wat ons regtig net moes asemhaal en hulle was soos, okay guys, julle moet dit nou bymekaar kry. Want ons kon nie ophou lag nie. En dit is maar waar dit gaan. Ek hoop jy hou dit bymekaar vir die 2 manne wat later met jou gaan gesels, want hulle is vreeslik opgewonde om met jou te praat. Kyk, dit was wonderlik om jou hier te hê. Dankie dat jy kom kuier het. Kyk, ek wil net eerstens by jou verneem. Wat is 'n boerding daai? Wat het jy nou al uitgevind? Ek het nog nie, ek het dit self nog nie uitgefigure. Ek het gehoop jy sal my kan sê. Ek sal maar net van die ons gaan net van lig af sal ek dit vir jou vra. Ook 100%. Ek weet net maar kom ons praat oor ernstige goed. Jy is deesdae die go-to aktrise vir musiekvideo's, maar jy het begin op 'n hoogtepunt in een van my musiekvideo's. En van daar af het dit bietjie getaan. Ja, ek moet sê Janne was nogal sy hoogtepunt en ek is jammer dat ek dit nou vir jou moes. Ja, jy het die bar nogals hoog gestel. Ja, maar nou weet jy dan wat 'n boerding is en jy weet hoe om in 'n kattebak te klim. Ek weet wat in 'n kattebak is. Wat is daar? Baie briefies en stories. Lekker goedjies. Maar kom ons sê, almal ken jou as Dr. Nicolette. So ek wil net daar terwyl ons nou ek het 'n bietjie van 'n rash hier op my buik. Ag nee, dit is nou 'n bakkie streep terug. Is dit? Asseblief, is jy seker jy wil hê die land moet dit sien? Nee, maar ja, okay, nee, ons los dit. Jy is natuurlik bekend as dokter. Dis wel, tans is jy Dr. Nicolette vir almal. Waar het binnelanders vir jou begin? Want ek bedoel, dit is so groot familie en is natuurlik in dieselfde of kom ons sê hoe dit gebeur binnelanders. So ek dink 2 of 3 keer lekker. Dit was toe ek net hier begin het. Dit is Mila Guy. Dit is Mila Guy en David Viviers en Solomon Capito. Maar ja, ek het voorheen audisie vir binnelanders, ek dink 2 of 3 keer en nie die rol gekry nie. En ek dink dit was 2021 Desember toe kontak my agent my toe sê hulle vir my wil ek graag kom speel daar soos 'n klein aak vir 2 weke. Ek het nie audisie vir my rol nie. Ek sê ja, dit sal baie lekker wees. Kom ek gaan jol. Ja. En toe hou hulle my. Maar jy was seker toe omtrent 12 geweest. Yes, ek was 12 jaar oud, ja.
nou om in die publieke oog te wees, want hierdie is 'n rol wat jy's aand in, aand uit op mense se TV, so jy word deel van 'n, en ek sien dit met mense in my familie wat ook binnelanders slaafs kyk. Jy kyk dit skelm, ek sien jou. Ek kyk dit skelm. Maar is net omdat ek besig is in die aande. Dis alrede. Deesdae is dit, jy's op sosiale media, jy's oral. Is jy soms oopgelaat en kom ons sê weerloos vir kommentaar op sosiale media en daai tipe ding ook? Ek het nogal so dik vel wanneer dit by dit kom. Sulke goeters affekteer my glad nie en dit het nog nooit van tevore nie. Maar ek dink dit is omdat toe ek geswat het een van ons lektore vir ons 'n hele klas daaroor gegee en vir ons gesê, luister hierso, daar gaan altyd mense wees wat opinies het. En hulle wil graag hê mense moet dit sien en hoor, maar dit hang maar van jou af of jy dit gaan deel maak van jou identiteit of nie. En my ma sê altyd, you take offense, you don't give offense. Dis baie waar. So as jy dit gaan vat, dan is dit maar op jou. So dit het my nog nooit enigstens sleg geaffekteer nie. Ja. TV, en ek weet dit seker altyd, ek mens moet dit vra vir die sepies-sterre soos julle. Sepies teenoor ander tipe vorme van TV, want is daar nog steeds hierdie stigma van is nou net 'n sepie, jy weet, of is dit is 'n laer kunsvorm, alhoewel ek sien dit regtig. Ek hoor jou, dis altyd die gesprek, en dit is my so sad, want soos elke genre het maar soos sy stukkie magic, en jy as akteur, of as kunstenaar, of wat ook al, moet kan soos intap in daai soos op die verhoog act jy 'n sekere manier, by CP act jy 'n sekere manier, in film en TV act jy 'n sekere manier, so ek wil baie graag hê almal moet hierdie formaat aanpak en kyk hoe hulle doen, want dit is nogals insane, en ek dink ek haal my hoed af vir almal wat dit kan doen, want om so vinnig te moet intap in daai emosie in, want dit is 'n worsmasjien, dit gebeur verskriklik vinnig. Daar is nie regtig baie tyd vir error nie, so jy moet maar op die bol wees. Op die tone wees. Exactly. Nou ons kyk nou, jy's nou 'n greepie uit binnelanders, toe Kate se karakter in isolasie was saam met nog 'n dokter, en dan gesels ons verder. Nuwe game. Slack. Wanneer los? Jy eerste. Jy cheat, jy trek te gou weg. Nee, jy's te stadig, probeer weer. Right. Here goes. Oh. Kom nou, jy vat te lank. I got you. Okay, fine. My beurt. Koop eers waarby wakker. Jy oor my wat. Drienery, ek wen. Wie het gesê dis die reels? Kyk dit. Okay. Dan is slap seker ook verby. Ek sê nou net vir Bonnie, ek weet nie hoe julle dit doen nie. Ek sê nou so verveeld gewees het. Al gelukkig het hy nog speletjies hier om ons vir 'n maand lank besig te hou. En ook niks laat hy sy vanaf verbygaan as my iemand heeltyd in die stof te laat byt nie. Ja. Okay, fine. Jy's goed met games. Maar mens hoef ook nou nie elke keer te wen nie. Maar iemand moet. Dis gewoonlik nie die ou wat tweede beste is. Ek sien julle weer later. Bring bokshandskoene as jy volgende keer kom. Dan sal ons sien wie se loser. Is jy seker jy wil daai kans waag? Jy is baie lucky ek slaan nie aan meisies nie. En jy's baie lucky. Jou neus is klaar so skeef. Oh, kyk vir jou. Kyk hoe cute is hulle. Kyk jy na jouself so partykeer? Nee, ek probeer, wel, ek sal nou en dan net opvang om te kyk wat gaan aan, maar dit is nogals vreemd om vir jouself te kyk. Ek kyk elke dag vir myself en dan Ja, ek kan dink. Maar As ek so snor gehad het, sou ek elke dag vir my gekyk het. Presies, na dese doen ek dit baie. Kan jy vir ons sê, daai tweede toe nou deurgehaak op? Ag, daai twee sukkel 'n bietjie hoor. Want dan wil hulle nie, dan wil hulle nie. Wil jy nie? Ek bly die oervraag. Maar nee, kykers moet maar kyk. Hulle moet maar kyk. Hulle moet maar kyk wat gebeur. Na 'n paar honderde episodes wat jy nou al in was. Want jy en Nicolette is nie heeltemal dieselfde nie. Maar is daar nie ek bedoel, is daar letterlik elke dag wanneer jy gaan na 'n dag se werk, want jy is lank op stel elke dag. Jy's so daai karakter is so jy moet heeldag daai karakter wees. Of is dit so eenvoudig soos knoppie af, knoppie aan, nou is jy Nicolette, nou is jy Kate?
Ek dink dit hang maar af van akteur tot akteur. Vir my persoonlik is dit knoppie aan, knoppie af, omdat dit soos alledaags is. Dit is wat ons doen elke liewe dag. Dis ons werk. Ek het nie nodig om in 'n hoekie te gaan staan en myself te gaan kry wanneer ek deur 'n emosionele ding gaan of 'n emosionele toneel moet speel of iets nie. Dit is regtig vir my so maklik soos knoppie aan, knoppie af. Ek dink dit is ook nodig, want ek dink baie keer kan 'n mens daai emosies saam huis toe vat en dan raak 'n mens bietjie te mekaar. So, Jy het julle het 'n ding in julle industrie wat sê jou teks is jou Bybel. Wat beteken dit? Dit is al jou antwoorde is daar binne. Ja. Jy kan nie verkeerd gaan as jy jou teks ken nie. En as jy jou teks goed genoeg ken, dan kan jy speel. Binne Jy die het ruimte om raamwerk. te speel. Ja, en nie bang te wees nie. Jy kan gooi. Jy kan gooi. Ek wil met jou praat oor jou fotografie. Is dit 'n nuwe ding, die fotografie, of hoe lank al is dit? En wat se tipe goed? Doen julle byvoorbeeld naakte beelde ook? 'n vriend het gevra. Ons kan wanneer die program Ook net klaar is, kan ons goed, ja. selfs oor. Maar nee, ek het fotografie geleer deur my sussie actually. Sy is 'n ongelooflike fotograaf, Marcel Roodman. En ek het haar begin assisteer stelselmatig. Hierdie is Wow. van die foto's. Hierdie is maar net speelfoto's. Ja. Dit is wanneer mense ietsie wil skep en ek is keen om te gaan en dan neem ons 'n paar foto's, mooiste Megan. Ag, sy is so beautiful. Maar ek het dit begin doen saam met my sussie. Sy het troues afgeneem, doen nou en dan nog steeds, maar sy het nou kinders. Maar ja, toe het ek saam met haar begin afneem en deur haar begin leer hoe alles werk. Ek is maar iemand wat met die oog steel. Ek kan vir my ietsie wys en dan gaan ek dit vir onmiddellik aan doen. En toe het ek vir haar gesê sy moet my vertrou en ek het die ander kamera gevat en ek het begin skiet en ja, toe het ek begin leer saam met haar. En Veld Collective, vertel my daarvan. Okay, so ons is hoe kan ek dit stel? So, ons skep konsepte, soos kreatiewe visuele konsepte vir besighede. So jy kom na ons toe met 'n idee. So partykeer as jy nie weet wat jy wil hê nie, dan vul jy 'n questionnaire in en dan sal ons vir jou ietsie daaruit kreatiefs skep vir jou besighede of jou besigheid en dan andersins nader ons besighede of hulle nader ons en ons jy stuur jou produk of dit nou 'n lodge is of 'n produk selfs wat jy verkoop, ons skep Visual jou, branding. visual basis. branding basis. Content creating. Ag kyk, daar's niks wat jy nie kan doen nie. Dit is my heerlik om met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die Heer Rood, ordentlike man. Baie dankie. Maar dankie, jy moet nog rondhang. Moet nou nie gaan nie hoor. Ek sal nie. Jy's nog nie, jy moet nog 'n bietjie bly. My beurt met ons gaste gesels vanoggend. Kyk, jy lyk pragtig hoor. Baie dankie, ek waardeer dit. Dit is baie ongewoon vir my. Ek is gewoonlik maar 'n baie neutrale mens. Het jy nou spesiaal hierdie pakkie gaan uitsoek vanoggend Ek het. Mens moet bietjie lewendig lyk. Jy weet, mense sien my net daar in die hospitaal met my blou klere aan of met my maroon klere aan so. Wat se klere is dit nou? Dit lyk my so half pinkerig geword. Hulle noem dit hulle noem dit korrel. Korrel. Koraal. Gaat hy. Sê my, jy's nou 'n sepiester. En wat ek nou afgeluister met die gesprek wat jy nou gehad het met Leon veral nou. Dit is ou snorre. Ja, ek sien daai ding. Ja, is dat 'n sepie is 'n besondere gestruktureerde wat is die woord? Medium? Ja, medium is reg. Is dit reg? Ja. En jy ek reken hom af met al die jare wat jy nou daarbey betrokke is en die manier hoe jy dit doen en so aan, is jy baie gedissiplineerd om dit binne 'n spesifieke formaat te doen. Neem ek nou maar aan. So ek neem nou aan jy gaan nou huis toe en jy leer jou woorde en die volgende dag kom jy na toe en almal weet presies waar met jy alles nou gaan doen. Is dit hoe dit is met 'n sepie? Dit is 'n welgeoliede masjien daai, ja. Maar dis gedissiplineerd. Dis die punt wat ek kom. Baie, ja. Nou kom jy by 'n program ons is byvoorbeeld by ontbytsake. Dit is heeltemal anders. Wat is alles anders? Wel, vir eers hier het 'n mens 'n skrip waar volgens jy werk nie so hierso is jy jouself, jy is nie 'n karakter nie en julle almal julle werk oor julle is baie gemaklik in wat julle doen, maar dit is bietjie ongewoon vir ons om net hier te sit en te praat en gewoonlik kan ons as ons 'n fout maak, dan kat hulle en ons kan maar net optel waar ons 'n fout gemaak het, maar nee. Nee, hierso nee, dit Nee. hierso is wat ook al jy sê en wat jy doen, dit gaan nou uit Dit soos wat sien hulle sê. almal. Nou jy het nou genoem dat die jou teks is jou Bybel. Ek meen jy rig die hele ding in soos jou teks is presies jou Bybel wat daar staan. Is daai ding heeltemal in jou kop voordat jy daar in die ateljee instaan, voordat hulle sê Jy moet, ja. Hulle is baie erg oor teks dat jy moet woordvas wees, veral in sepie. Want hulle kat al klaar tussen die
nie tonele nie, so hulle kat tussen die, wat is die woord wat ek soek? Hulle gaan my so judge nou vir hierdie. Moenie my judge nie. Mens kan sien, dis Ja, tussen die lyne, so tussen die lyne kat hulle al klaar na die sekere soos close-ups of 'n wye skoot of wat ook al hulle wil hê. So ja, dit is maar moeilik. Gewoonlik sal die regisseur vir jou sê, okay, ons gaan na jou toe sny op hierdie spesifieke woord. So jy kan nie woorde verander nie, want dan as jy 'n woord verander, dan weet hulle nie, die kameramanne nie wanneer om te sny. Maar ek meen jy's nou 'n kunstenaar, ek meen jy's nou 'n aktrise. Beperk dit nie jou kreatiwiteit as jy so absoluut voorskriftelike ding moet doen nie? Dit is soms, en ek dink baie keer sal 'n mens, maar dit is omdat dit persoonlik, ek dink as jy dit hoe kan ek dit stel? As jy 'n bietjie dit te persoonlik aanpak, as ek dit so kan stel. Hierso moet jy net kom, jy moet jou woorde ken, jy moet weet wat die regisseur wil hê. Dis verskriklik tegnies. So jy kom hierso, jy sê jou woorde en jy gaan aan, jy trek aan, jy gaan na die volgende toneel toe. Maar as jy jou teks goed genoeg ken, dan het jy, soos ek vroeër genoem het, jy het baie ruimte om te speel en van te hê en te lag en dit regtig net te geniet. So jy moet ten minste kan lees, né? Jy moet definitief kan lees, want daar's mediese terme wat jy moet leer op hierdie show. Sê nou, as jy kon kies, die tipe van rol, ek meen jy's nou dokter, dis nou die rol wat jy nou speel. Maar as jy nou kon kies, ek het nie 'n spesifieke rol te kies, maar net breedweg. Sê dramaties of 'n komiese, wat se tipe rol sê jy wou gedoen het? Ek het nog nooit 'n komiese rol aangepak nie, so ek sal like om dit een of ander tyd te doen, maar ek hou van fisiese goeder, so ek sal 'n skop skiet en julle weet wat se woord film wil aanpak. Ek sal dit lou om te gaan vir training en al daai tipe goeder te doen waar daar 'n bietjie aksie is. Ek sal dit baie geniet. Net 'n baie vinnige een. Wie is jy as jy by die huis is? Waar hou jy vakansie? Wat doen jy? Het jy honde? Ek het honde, ek het 2 honde, ek het 2 schnauzers, Finnegan en Magnolia. Ja, hulle is dierbaar. Finnegan en Magnolia. Finnegan, wat 'n naam, klink soos 'n whisky. Wel, ja, ek het 2 hondjies, maar as ek by die huis is en wanneer ek tyd het, dan is ek maar tussen my vriende en my familie. Ek is baie erg oor hulle en ek ja, dis nodig om tyd saam met hulle te spandeer. So. Luister, ek het heerlik saam met jou gekuier. Ek is nou jammer die ander mense het nou al die tyd opgevat. Ek sou nog 'n bietjie meer saam met jou wou gekuier het.